Maar sodra jy hierdie persoon onder druk begin plaas, het sy finansiële druk of huweliksdruk of probleme by die werk of probleme met die kinders, sodra hierdie druk te erg raak, die kombinasie van die druk. Dis hierdie kombinasie van hierdie druk wat die vermoë het om die swakste een in jou liggaam te aktiveer. Sodra jy dus hierdie een aktiveer, soos 'n skilpad steek hy sy kop uit, en dan wys hy vir jou sy simptome. Goed, lees net vir my hierdie gedeelte. For each tree is known and identified by its own fruits. So hier het jy 3 bome, wat jy vind by elke mens. Een ou is erg op vrees, ander ou is weer erg op verwerping, so hy varieer afhangende van waaraan jy blootgestel was as kind. Sodra jy dus hierdie een aktiveer, dan wys hy vir die simptome. Ken die boom aan sy simptome. Nou die simptome van iemand wat vrees het, lyk so. So hy steek sy kop nou uit. Ewe skielik kan die persoon nie konsentreer nie. Hy raak maklik verward, hy raak onseker, hy bereik nie sy doelwitte nie, hy kan nie goed onthou nie. Dis asof sy hele lewe tot stilstand kom. Die tweede klomp vrugte wat uitkom. En nou het hy sommer ewe skielik sy eie karakter ook. Die persoon is of beneek of bevoeterd, hemerig, kort van draad, manipulerend, dominerend, perfeksionisties. Sommer ewe skielik 'n nuwe karaktereienskappe. En dan kom die siektes in, want hy breek mos die liggaam ook af. Hoofpyne, migraine, nekspanning, hoë bloeddruk, hartaanvalle, hartkrampe, maagsere, spastiese dikdarm, 'n sinus, hooikoors, asma, droë vel, hare wat uitval, slapeloosheid en so gaan aan. Ons noem dit psigosomatiese siektes, die siektes wat van hier af ontstaan. So ewe skielik het ons siektes ook. As ek nou jou profiel na kyk, die een wat jy nou ingeval het, dan kan ek ons nou duidelik sien, hier is probleme. Hierdie een van ek is beneek, en dis nie altyd nie, dis net sodra die druk kom. Normaalweg is jy 'n netjiese persoon, jy is in beheer van jouself, daar's liefde, daar's vrede, daar's blyskap, jy is gelukkig en so aan. Maar sodra die druk inkom, dan raak jy ewe skielik beneek, en jy kan nie meer goed konsentreer nie, en ewe skielik is daar 'n droë vel, hy begin al klaar die liggaam af te breek. So hier is jou siektes. En die een wat ons nou na kyk, is natuurlik nou vrees, daai een daar. As ek kyk na verwerping, daai een kan ek ook sien, hier daar's simptome. Ek doen my werk baie goed, wanneer ek werk, dan werk ek hard, en so gaan dit aan. So simptome van iemand wat hier 'n probleem het. Ken die boom aan sy vrugte. As ek hierna kyk, so ek dink jou grootste probleem lê in hierdie area, 'n skuldkompleks. Maar dit kom net uit as jy hierdie persoon onder druk begin plaas. So nou gaan jy met hierdie goede na 'n sielkundige toe. Hy sê vir jou sê, Lirika, jou probleme kon al reeds begin het voor geboorte. So die eerste 9 maande in utero speel 'n geweldige groot rol in die vorming van goeie goede en ook swak plekke in hierdie kind se geheuebasis. Jy kan jouself dink, as pa en ma beklei, en jy is nou die oudste dogter, gaan daardie kind onmiddellik geaffekteer word deur die bekleierery aan die buitekant. Hulle reken 6 ure na konsepsie, weet die kind klaar, wil hulle hom hê of wil hulle hom hê nie, of wil hulle 'n seun hê of wil hulle 'n dogter hê, en dit het alles 'n impak op daai kind voorgeboorte. So die eerste 9 maande kommunikeer die ma deur haar gedagtes en deur haar emosies met die kind, en pa speel 'n massiewe rol op ma se emosionele toestand terwyl sy daai kind verwag. So as hulle hier kind nie wil hê nie, maar hulle sê maar hulle wil 'n seentjie hê en nie 'n dogtertjie nie, kan die kind baie maklik aan verwerping ly, 'n swak plek in sy geheuebasis. Hierdie kind se geboorteproses is baie keer baie moeilik. Die kind wil nie gebore word nie, want hy weet wat wag vir hom aan die buitekant, en baie van hierdie kinders probeer selfmoord pleeg alreeds in utero deur die naaldstring om die nek te draai of om te gaan skeef lê, wil nie gebore word nie. Jy kan self dink as hierdie, sê maar die ouers verwek hierdie kind voor die huwelik, kan die kind baie maklik dink, dis my skuld dat ek 2 mense mekaar gekoppel het wat nooit by mekaar wou gewees het nie. Dis alles my skuld. Hierdie kind se geboorteproses is weer baie maklik. Hierdie kinders met 'n skuldkompleks dus, is baie keer die modelkind. Die kind werk hard omdat hy skuldig voel. Dis sy skuld as mamma siek is, dis sy skuld as daar finansiële probleme is. Hy werk omdat hy skuldig voel. Maar sodra jy te veel druk op hierdie kinders plaas, dan raak die kind neerslagtig en depressief
en hy dink aan selfmoord, en 2 uit elke 3 kinders met 'n skuldkompleks word seksueel gemolesteer, en jy het hope probleme daarna in jou huwelik. So hierdie eerste 9 maande speel dus 'n kardinale rol in die vorming van 'n swak plek op daai kind se geheuebasis, alreeds in utero. Of traumatiese goede. Sê nou maar pa en ma se egskeiding. Jy kan self dink wat 'n impak het dit op 'n kind. Jy weet, jy's klein, hier loop pappa by die huis uit, jy word alleen gelaat, jy's lief vir pappa en mamma skel dalk vir pa. Daai impak wat dit het op jou geheuebasis, asof dit altyd by jou gaan bly, 'n swak plek in jou geheuebasis. Of dalk iemand se dood, is asof jy net nie oor sê maar ouma se dood kan kom nie, is asof daai dood altyd by jou is, asof jy altyd terugdink, asof jy dit herleef soos dit pas gebeur het, 10, 20, 30 jaar terug. Of dalk gemolesteer. Jy kan self dink, watter impak het dit op 'n kind? En dit laat dadelik 'n swak plek in die geheuebasis. Is jy gemaklik met hierdie gedeelte? Nou, al wat die sielkundige nou doen, hy haal die druk af. Dit wat die ding geaktiveer het. En hy doen dit met medikasie. Hy sal vir jou sê, man, jy het 'n chemiese wanbalans, en dit veroorsaak nou hierdie beneigheid en bevoeterdheid, en dan gebruik jy 'n pilletjie met 'n chemiese aanslag om jou balans reg te kry, om daai chemiese balans reg te stel. So hy haal die druk af. Hy kan dit ook afhaal deur slaapterapie. Jy gaan slaap vir 'n week of 2 of 3 weke, sodat jy laat jy net kan beter voel, dat jy net druk afhaal. Sodra die druk is afhaal, trek jy hom soos 'n skulpad sy kop terug en dan verdwyn hierdie goede, maar daai kan hy uithaal nie. Of hy leer vir jou metodes om te ontspan. Luister na musiek of doen dit of doen dat om van die druk ontslae te raak. Jy kan net sowel kan jy rook, want rook skei serotonien af, wat ook 'n chemiese verandering voorbring, wat jou laat rustiger voel. En daarom kry jy ouens wat konstant rook, aanhoudend rook, net om van hierdie goed ontslae te raak. Want as hy rook, dan trek jy ding en dan wys hierdie nie. Of hy drink, of dalk oorspellige verhoudinge, wat ook 'n chemiese reaksie in die liggaam veroorsaak, wat dadelik jou laat ontspan. Baie kinders word op Ritalin geplaas, as hulle bietjie woelig is in die klas, dat hulle net kan ontspan, maar is op presies dieselfde basis geskoei. Goed gemaklik daarmee? Ja. Die groot probleem met hierdie benadering is dat hierdie fontein word nooit oopgemaak nie. Die kind bly altyd 'n baba Christen. Daar sal nooit geloof wees by die kind. Daar sal nooit groei wees nie. Daar sal nooit kommunikasie met die Here werklik plaasvind nie. Alhoewel hy kind van die Here is asof hy dood is aan sy binnekant. Hy's onsensitief. Hy's 'n baba Christen. Hy bly 'n baba Christen. Hy sal nooit groei.